Daar sê, dames en heren, ek het nog net gewag dat Theo vir ons die groen lig gee. Hy het 'n groen hempie ook aangetrek om die kleur te bepaal. Ag, is nou so lekker om hier oor julle te kyk, want ons was nou 'n bietjie bekommerd, niemand gaan vir ons kom luister nie, so ons is baie bly dat julle gekom het. Baie welkom by die Vriende van Afrikaanse om die tafel gesprek met my Geraldine van der Merwe. Ek is die projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans en ons is 'n afdeling by die taalafdeling van die ATKV. So dis vir my baie lekker en 'n groot voorreg om vandag hier by die Suidoosterfees met julle te gesels. Ons tema is boeke en feeste pasmaats. En nou sal 'n mens dink, maar wat het boeke nou enigsins met feeste te doen? Of het julle glad nie daai gevoel gekry nie? Stem julle saam of dink julle nie? OK, so ons hoop aan die einde van die gesprek dat julle bietjie anders daaroor gaan voel en saam met ons opgewonde gaan wees oor wat die rol is wat boeke regtig speel by feeste en hoe belangrik dit is dat boeke deel moet wees van die feeste. Wat is die rol wat boeke, lees- en boekwinkels by feeste speel? Is daar nog 'n behoefte en 'n plek aan die geskrewe woord by feeste? Nou ons weet op hierdie stadium is ons in 'n digitale eeu. Alles word op skerms gedoen. Mense kry lewensmaats ook op skerms. En dan tot hulle verbasing, dan lyk die prentjie nie noodwendig soos wat hulle hom op die skerm gesien het nie. Is daar nog dan 'n nodigheid enigsins vir boeke? Is dit nodig dat mense nog boeke moet publiseer, dat boekwinkels betrokke moet wees by feeste? Wel, wat ek van my kant af vir julle kan sê, uit die aard en die ervaring van ons werk, ek en my kollega Sherine Krots, ons is bevoorreg om landwyd te werk om lees te bevorder. En wanneer ons oor lees praat en ons doen opleiding saam met Dokka Swart, van ons het die doen en leerprogram wat ons gebruik, dan kom ons agter wat is daai uitdagings. En op die oomblik is ons land in 'n leeskrisis. En een van die goed wat daarna toe bydra, is skerms. Daar is baie positiewe goed oor skerms, maar daar is ongelukkig meer negatiewe goed en mense weet nie altyd dat dit 'n uitdaging is nie. Daar gebeur sekere goed in 'n mens se brein en kinders wat ontwikkeling aanbetref wanneer hulle nie uit boeke uitlees en eerder skerms verkies nie. Maar dit is 'n gesprek wat ek vir julle mee kan besig hou op 'n ander dag as julle nie omgee om weer te kom nie. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor boeke en boekwinkels en hoe dit dan nou inpas by feeste. Nou, daar's heelwat navorsing wat bewys dat ons graad 4 leerders in hierdie land, omtrent 82% van ons graad 4 leerders kan nie met begrip lees nie. Die ander realiteit is dat net 14% van Suid-Afrikaners aktief lees, aktiewe lesers is, en omtrent 58% van Suid-Afrikaanse huishoudings besit nie 'n enkele leesboek nie. So wanneer ons praat oor die belangrikheid van boeke en feeste en hoe hierdie goed bymekaar kom, dan is dit belangrik dat ons ook die statistiek in gedagte moet hou. Want ons wil hê dat kinders moet lief wees vir lees, dat mense moet boekwinkels ondersteun, skrywers ondersteun, dat daar nog steeds feeste moet wees om ons kunstenaars te ondersteun, maar die realiteit is, so baie mense moet kies tussen 'n boek en 'n brood. Dis nie altyd omdat mense nie wil koop of wil ondersteun nie, en hoe maak ons dan om dan 'n leeskultuur te bevorder? Nou ek het 3 baie bekwame mense hier, ek moet maar net die inleiding doen, die mense met die feite sit hier links van my, en hulle gaan bietjie met julle praat, so ons het daar in die middel, het ons vir Nita Cronje, sy is die ATKV verteenwoordiger by Kunstefeeste. Nita was vanaf 2008 tot 2020 voltyds by die ATKV werksaam as bestuurder, feeste en produksies. Sedert 2024 is sy weer deel van die ATKV en betrokke by Kunstefeeste op 'n kontrakbasis. In haar loopbaan van 40 jaar was sy betrokke in die breë kunste-ekosisteem, van visuele kunste tot rolprent, televisie en musiekbedrywe. So hier is 'n vrou wat weet waarvan ons gaan praat. Nita, ek was bevoorreg om vir 'n kort tydjie saam met Nita te werk, maar wat ek van Nita waargeneem het is, sy het 'n baie fyn aanvoeling vir kunste.
en sy het 'n wye netwerk van mense in die vermaaklikheidsbedryf. Sy is lief vir haar taal en lief vir die kultuur. So Nita, my eerste vraagie aan jou sal wees, sedert wanneer het die ATKV 'n boeke-oase by die feeste en op watter manier sluit dit aan by die ATKV se strategie en hulle missie? Geraldine, dankie vir die vraag en dankie vir die mooi voorstelling. Ons eerste ATKV boeke-oase was by Aardklop. Nou, dit was waarskynlik, ons het probeer om die presiese jaar te kry, maar in 2016 het ons die naam boeke-oase by Aardklop gekry, want ons het gedink dis 'n model wat ons na ander feeste toe ook wil vat. Maar ons was 3 jaar van tevore was ons daar met die boekwinkel. Maar uit die staanspoor was dit vir ons belangrik dat dit is nie net 'n geïsoleerde boekwinkel nie. Daar is altyd 'n gepaardgaande gesprekprogram, 'n boekprogram, 'n diskoersprogram wat aansluit by die boekwinkel. So dit was 'n breëre gespreksplatform. Boeke, alles begin by die woord. Alles begin by die woord. 'n Skrywer se stem is dikwels die begin, die sneller vir 'n inspirasie vir iemand om 'n teaterteks te skryf of 'n rolprent idee of wat ook al. En kreatiwiteit word deur lees gestimuleer. Dit gee vir jou inligting, dit gee vir jou insig in 'n ander mens se storie. En dis wat boeke so belangrik maak. Want die literatuur is ook 'n kunsvorm, net soos wat teaterkuns is en visuele kuns is. En vir die ATKV wat 'n kultuurorganisasie, inklusiewe kultuurorganisasie is lees en leesbevordering ongelooflik belangrik, want dit vorm die grondslag. As jy nie kan lees nie, word alles verder in die proses word 'n uitdaging. Daarom het ons besluit, omdat daar reeds mense teenwoordig is by kunstefees in verskillende genres, is dit die plek waar ons boeke wil bevorder en leesbevordering. En dan saam met 'n gespreksvenue. Ek stem saam met jou Nita, want ons kom ook agter dat as kinders nie met begrip kan lees nie, kan hulle natuurlik ook nie optimaal presteer nie. En ons wil tog met kinders hê wat vir hulle self kan dink. Nee, ons wil op die einde wil jy 'n volwassene hê wat kan dink, wat tussen mense kan omgaan, wat empatiese wesens is, wat dit word alles deur middel van 'n storie vir 'n kind oorgedra. So dit is vir ons baie belangrik natuurlik dat daai saadjie op 'n baie vroeë ouderdom by 'n kind geplant moet word. So dit is, ek dink, ons elkeen se verantwoordelikheid natuurlik om seker te maak dat ek in my huis 'n leeskultuur eerstens skep. Miskien het ek nie geld om boeke te koop nie, maar tog is daar baie ander maniere. Die biblioteek is daar, ons kan ou tydskrifte gebruik, ons kan na die radio luister. Ek dink ook in die vroeë jare was daar baie mense wat nie noodwendig geletterd was nie, maar hulle kon stories vertel. En op daai manier het kinders ook geleer en 'n liefde ontwikkel natuurlik vir boeke. So as ons nou kyk na die digitale tyd waarin ons is, dan besef ons nog steeds dat die geskrewe woord het sy plekkie, soos jy gesê het. Alles begin by iemand wat 'n idee gekry het en die idee omgesit het en dit neergeskryf het en nou kan mense daarmee werk en hierdie fantastiese produksies. Ek het nou met 'n paar mense hier gepraat oor 'n paar goed wat ons gekyk het en hoe dit 'n mens laat voel en hoe diep dit 'n mens raak en dit is iemand wat hierdie goed moet gaan sit en uitdink en dit uiteindelik op papier neersit en Ja, en dikwels is die vonk van daai produksie wat op die planke is hier by Suidoosterfees of waar ook al anders, is interessant om te sien hoeveel teaterproduksies is gegrond op boeke. Hierso by die Suidoosterfees kan ons gaan kyk na Compound van Ronaldo Kamfer. En op die einde gaan dit daaroor dat ons mekaar beter verstaan. Want persoonlik dink ek dat die kunste, in watter formaat ook al, daai ding is, wat ons 'n ander ou beter laat verstaan. Wat ons luister na sy storie, ons kry insig in iets waaraan ons nooit anders sou gedink het nie.
dit gee vir jou blootstelling aan 'n wyeer wêreld. Dit gee vir jou begrip, nie net vir jouself nie, maar ook vir die ander mense. Absoluut. Meld Meiburg, hier links van my. Ek het vir Meld gevra, hy moet vir my 'n kort paar sinne oor homself stuur, hy wou nie. Hy wou nie vir my sê wie hy is en waarmee hy homself besig hou nie. Maar Meld is 'n digter en 'n voormalige uitgewer. Ek spot maar so 'n bietjie met jou, Meld. Ons is mos by die fees, ons moet hom so 'n gaan nou bietjie beklei. feestelik ook fees. Meld beskryf homself as 'n kultuurwerker. Tans is hy die ontwikkelingsstrateeg van die Suidoosterfees. Hy is 'n digter, 'n boekjoernalis, 'n oud uitgewer, oud woordfeesreëlaar en het klas gegee in Afrikaans by Rhodes en Stellenbosch Universiteit. Meld sê hy het te veel vingers in te veel pastye, maar doen deesdae net wat vir hom lekker is. En ek aanvaar dan, dit is hoekom jy ja gesê het vir hierdie gesprek, want jy het geweet dit gaan lekker wees. Baie welkom, Meld. En dankie dat jy ingestem het om vandag 'n bietjie met ons te gesels. Nou by jou wil ek weet, Meld, hoekom is 'n kunstefees 'n natuurlike omgewing vir skrywers? Kyk, soos Nita gesê het en soos wat die Bybel nie lieg nie, aan die begin was die woord, né? So ja, alles begin by die woord. As jy 'n produksie of 'n kunswerk bedink in jou verbeelding, jy kan nie jou verbeelding kan nie manifesteer of realiseer sonder woorde nie. Jy moet in 'n taal kan dink. So die woord onderlê alles en daarom is dit belangrik dat daar boeke en skrywers by feeste is. Dis 'n natuurlike omgewing waar die een die ander voed. Jy kan maar sê boeke in my oë is die hoofkunswerke, die koning van die kunste by boekefeeste. En dit onderlê alles. 'n boek vol ink en woorde is daar 'n manifestasie van die woord uitgebrei ensovoorts. So ja, dit boeke en kunstefeeste is soos 'n pasmaats, dit is bedmaats, soos 'n honeymoon couple. Maar die een voed die ander, die een kan nie, maar die woord onderlê alles. So dis belangrik om skrywers by feeste te hê. As jy kyk na die boekebedryf byvoorbeeld, en ek praat nou nie noodwendig van opvoedkundige boeke nie, maar soos hierdie skrywersprogram wat deur die Jacques Gerwel Stichting en die ATKV aangebied word, en Netwerk 24, dan sal jy sien skrywers, die boekgesprekke is dikwels 'n bron vir debat, waarin mense met mekaar gesels. Ons kom uit die huis uit. 'n Feesteomgewing is anders as die ander tradisionele maniere waarop jy boeke kan bemark. 'n Uitgewer sal sekere dinge doen, maar 'n fees is 'n georganiseerde omgewing waar die mense byeengebring word. Daar word 'n verhoog geskep, anders as 'n boeklaunch of in 'n boekwinkel of so iets, wat net so belangrik is. So 'n unieke omgewing waar ander moontlikhede teenwoordig is. Die media is hier, so onmiddellik is daar blootstelling of die potensiaal vir blootstelling en bemarking wat baie belangrik is. Maar natuurlik feeste het nie net formele boekprogram, soos hierdie ene volgende week, die Suidoosterfees, het 'n kinderfees, Sof Junior, wat verlede jaar vir die eerste keer aangebied is, en uitgewers Penguin Random House en NB Uitgewers is aan boord. Ons kry 6500 kinders van maandag tot donderdag hier. Hulle word aan opvoedkundige produksies blootgestel wat op boeke gebaseer is, om teen treine te skree, 'n versameling drama's vir skoolkinders van NB Uitgewers. Dit word voorgestel deur akteurs wat uittreksels uit die boek uit doen. Wonderlike goed. So daar's die potensiaal is ongelooflik. En die kinders met die LAPA se wonderlike boekprogram, hulle ontvang leesstof en almal spring in, die hele gemeenskap spring in. Dis nie net
kinders uit onderbediende omgewings hier nie, dis kinders uit bevoorregte skole, ook almal kom by mekaar. Ons Golden Arrow spring in, hulle help vervoer verskaf. Kinders kry kospakkies hier, saam met boeke, hulle word entertain ensovoorts. So ons het verlede jaar 6500 kinders hier gehad. Ons verwag 6000 vanjaar, van maandag tot donderdag. Kom saam met hulle onderwysers, hulle skoolhoofde, Auntie Krog is hier om die skoolhoofde te inspireer. Die skoolhoofde, die onderwysers te inspireer, hoe om te onderrig, of jy weet, poesie interessant te maak, ensovoorts. So is 'n fantastiese omgewing waarin jy daai ekosisteem kan voed en dinge kan aanspreek. En skrywers is ons sterre. 'n Fees is 'n geleentheid waar 'n skrywer erkenning kry deur genooi te word, deur hulle sê te kan sê. En ek glo skrywers is ons eintlike popsterre en hulle moet ook so behandel word. Al wil hulle Kan ons 'n lekker hande klap vir daai enetjie kry? Meld, ek dink is 'n ongelooflike inisiatief, want ek dink vir die kinders wat die geskrewe woord word dan ook eintlik lewend. Want hulle kan ook dan die voorreg hê om skrywers te ontmoet, want vir baie kinders is skrywers mense wat baie ver van hulle af is en wat vir hulle dalk 'n bietjie insig kan gee oor die storie en dalk 'n bietjie die persepsie kan verander van wat kinders dink, maar ook hoop te gee. Vir as dit vir hierdie persoon kan gebeur, kan dit dan vir my ook gebeur. En dalk kan ons al hier op 'n jou vroeëre ouderdom die kind inspireer om dalk eendag 'n skrywer te word of Absoluut. As 'n kind of elke mens wat 'n boek lees, as jy 'n skrywer ontmoet en daai skrywer se stem hoor, dan lees jy daai skrywer se boeke op 'n ander manier. Skrywers word vir kinders lewendig en nie net 'n naam op die cover van 'n boek waarvoor hulle huiswerktake moet doen ensovoorts nie. So dis 'n inspirerende ervaring dink ek wat lees bevorder en ja, elke tweede, derde kind wil sommer dan skryf vir so 'n paar jaar. Baie klomp vrot gediggies wat baie mense moet deurwerk. Ek grap, Maar maar dis goed. wonderlik. Dis alles positief. En ek dink Alma Stroewig, jy sal natuurlik 100% saamstem met wat die vorige twee sprekers gesê het, want jy is in 'n baie bevoorregte posisie. Jy is die bestuurder van Exclusive Books. So jy lewe elke dag saam met die karakters en die stories en die avonture en natuurlik die uitdagings ook, maar ook baie kennis en insig wat daarin gaan. Alma bly sedert 1996 in Bloemfontein en werk al amper 23 jaar in die boekbedryf, waarvan die laaste 15 jaar sy by Exclusive Books is. Sy erken dat sy die meeste van die tyd net e-posse lees. Ons almal ken hierdie frustrasie, maar sy maak altyd tyd om saans 'n bietjie te lees. Sy is sedert 2016 betrokke by feeste en het al by die Vryfees, by die Woordfees, by die KAK&K, by Aardklop. So Alma, jy het eintlik 'n baie wye veld van ervaring van verskillende mense wat natuurlik in die boekwinkel kom en dan natuurlik het jy daai ervaring ook van by feeste, want daar kom ons nou van alle soorte geure en kleure, né? Watter soort publikasies verkoop goed by die onderskeie feeste en is daar verskille en ooreenkomste? Sien jy dat mense by spesifieke feeste dalk iets spesifiek meer van koop of hoe ervaar julle die feeste met publikasieverkope? Ek moet sê, dit is nou een van daai antwoorde wat daar is baie faktore wat 'n rol speel. Mens weet eintlik nooit nie. Dit is nie 'n exact science om dit nou so te stel nie. Byvoorbeeld nou, ek het nou gaan kyk, by die Suidooster sover het Titi en Nana se huiskos sover die beste verkoop. Nou vroeër vanjaar by KAK&K was Liewe Heksie die topverkoper. Dit was nie eers 'n boekgesprek nie. Dit was 'n kinderproduksie. Verlede jaar by Aardklop was die Beeld 50 jaar uitgawe die topverkoper gewees. So dit is totaal 3 verskillende boeke.
by die verskillende feeste. So mens weet eintlik nooit nie. Jy het so min of meer 'n idee wat jy moet aankoop en so aan. En so baie te doen met byvoorbeeld die wanneer die boek verskyn die eerste keer. Ek liewe heksie kan ek nou nie in hierdie geval noem nie, want dit is nou al jare op die mark. Ook die aard van die gesprek dan van die skrywer en die gespreksleier speel 'n groot rol in die verkope van die boek. Dit kan mense baie entoesiasties maak of wat ook al, dit maak nie eintlik saak nie. So dit is moeilik om te pinpoint presies wat die redes is vir topverkopers en so aan. Maar ek werk nou meestal by die Afrikaanse feeste, so oor die algemeen kry ek nou maar dat Afrikaanse boeke dan nou die topverkopers is. Maar dit verskil elke jaar van fees tot fees, is nooit dieselfde nie. Dit maak dit interessant. Nee, dit is natuurlik fantasties, want ons wil verseker dat die Afrikaanse geskrewe woord voortbestaan. So die beste manier is dat mense die boeke moet koop. So ons moet ook seker maak dat daar lekker goeie leesstof is, wat mense aanmoedig om wel boeke te koop en dan op die manier ook die kinders aan die lees te kry natuurlik. Nita, ons het nou so bietjie al geraak oor die rol wat boeke by feeste speel, maar verduidelik so bietjie, waarom dink jy die ATKV spesifiek van mening is dat boeke 'n belangrike rol by feeste speel? Eintlik om al die redes wat my kollegas hierso nou gesê het. Jy weet, as jy gaan kyk na 'n wonderlike teaterstuk, jy kan die beste akteurs, die beste regisseur hê. As die teks nie goed is nie, werk die teaterstuk nie. Jy kan kyk na 'n dramareeks op televisie. As daai dramareeks, as daai teks goed is, 'n ding staan en val by 'n teks. Dis so eenvoudig soos dit. Hoekom die ATKV by die kunstefeeste en die boeke betrokke is, dis 'n ekosisteem. Dis eintlik 'n gekonsentreerde ekosisteem van al die kunste. Want al die goed kom hier by mekaar. So 'n ou wat hou van lees, gaan waarskynlik hou van 'n kunsuitstalling. Hy gaan waarskynlik belangstel in 'n diskoersgesprek. Hy gaan definitief wil boeke koop. So daai persone is kritiese denkers, dis kreatiewe mense. Dis mense wat hulle self wil verryk en verdiep. Dit lyk vir my partykeer as ek kyk na die sakke boeke wat mense wegdra, hulle koop sommer nou vir die res van die jaar koop hulle boeke. Dit het al by Aardklop gebeur dat mense vir die boekwinkelbestuurders sê, sy moet vooraf hulle 'n lys boeke bymekaar sit. Dan is daar 2 bokse boeke en hulle kom laai dit op en hulle vat dit. So ek dink dit is almal is geïnspireerd. As jy 'n goeie teaterstuk gesien het, as jy nou net 'n kunsuitstalling bygewoon het, jy wil met mense deel en praat. En dis wonderlik om 'n boek te lees van een van jou gunsteling skrywers. Maar wat is dan nou lekkerder as om die boek te gaan koop by die fees of jou boek saam te vat? Jy ontmoet die skrywer, jy hoor die skrywer se storie, jy kan vra. Ons het opgetel, Eben Pinaar het my vertel, as van sy skrywers by 'n fees is vir meer as 'n dag as sy gesprek is, dan verkoop sy boeke beter. Jy's daar, jy's sigbaar. Wat anders sien hulle net jou naam op die buiteblad gedruk. So dit is werklik waar, dis eintlik 'n hitspot vir kreatiwiteit en vir idees. Ontsettend baie idees vir volgende jaar se fees ontkiem by hierdie jaar se fees. En omdat die ATKV 'n kultuurorganisasie is en 'n kunsteorganisasie is al hierdie dinge by 'n fees uitdrukkinge van dit waarmee die ATKV homself besig hou. En wat gebeur met die kunste? Ons leer mekaar beter ken, ons maak ons koppe oop, ons kry blootstelling aan goed wat ons andersins nie blootstelling oor gekry het nie. En ek wil net ten slotte sê, volgens my belewenis en nie net uit die boekwinkels nie, al die feeste is verskillend. Dit maak nie saak, elke fees het sy eie unieke karakter. Wat eintlik wonderlik is.
Want ook 'n dorp, jy weet, die dorp en sy mense gee 'n karakter, of die stad en sy mense gee 'n karakter aan 'n fees. So, dis 'n baie diverse gemeenskap, die mense, die kunste mense. Die kunste mense is interessante mense. Ek stem. Meld nou, jy was vroeër by die Woordfees, was jy verantwoordelik vir die boekprogram van die Woordfees. Wil jy nie so bietjie van die staaltjies oor die manier waarop skrywers feeste ervaar en wat dit vir hulle beteken, bietjie met die mense deel wat nou vandag hier is nie, met wie jy nou al in aanraking gekom het? Ek sal, ek hoop nie daar's lastersake teen my na die tyd nie. Maar ek wou in aansluiting by wat Nita nou net gesê het oor produksies wat op boeke gebaseer is. Ek bedoel, ek het gesê ek doen deesdae net waarvan ek hou. En een van die wonderlike voorregte wat ek het is om produksies te bedink wat met boeke skakel. Ons het hierdie jaar verwelkingslied van Breitenbach, wat nie 'n boek is nie, maar dit is 'n wonderlike projek gewees om aan te kon werk. Ons het vir 'n jaar en 'n half met Breiten daaraan gewerk. En Breiten het ons, ek sê nou, 'n groot streep getrek deur dood te gaan. Ons het 'n wonderlike, ons werk, ek kom al 'n lang pad met Breiten, en kyk, hy was 'n moeilike man gewees, maar fantasties. Hy het altyd die Woordfees geboikot. Hy kon hom nooit daar kry nie. Hy het as 'n besoeker by die Woordfees opgedaag as iemand soos Ethel Fugard vereer word daar ensovoorts. As dan kyk hy hier agter uit die tent uit, hy en Andrei Brink en so, maar ideologies het hy van die universiteit verskil. En hy wou nie sy voete daar sit nie. Dit het intussen lyk dit my uit sy hart versag teenoor die universiteit. Maar dis wonderlik om verwelkingslied op die planke te kon bring. Dit is woordkuns uit die boonste rakke en ek is baie verlig en verheug dat dit so suksesvol afgeloop het. So dis belangrik. Jy kan nie in 'n taal soos Afrikaans waar jy 'n skrywer van absolute internasionale aansien en wêreldgehalte het en die skrywer gaan dood en alles raak net stil nie. So met groot uitdagings en entoesiasme is dit belangrik dat 'n mens daar skrywers hulle nalatenskap in terme van produksies vereer. Ronelda Kamfer se Compound is nou verhoogstuk. Ons het Jolyn Phillips opdrag gegee om dit vir ons die boek te verwerk. En dit is 'n belangrike ding. Ronelda se Compound is een van die belangrikste boeke wat verskyn het en met groot pryse bekroon is, maar ons letterkunde is maar 'n klein poeltjie. Die boek het omtrent maar 1400 kopieë verkoop toe dit gepubliseer is. Jy weet, letterkunde is nie vir almal se koppie tee nie, maar die boek is intussen in Frans vertaal en in Nederlands, en volgende jaar in 2026 het een van die grootste Amerikaanse boekverspreiders die regte aangekoop, dit word in Amerika versprei. So die boek doen eintlik internasionaal beter as hier. En dit is belangrik dat ons Compound moenie hier in Suid-Afrika Compound vergeet te raak nie. Dit moet voortleef en ons wil dit, en ons is bly om te sê dat die produksies, jy het nie gesien het nie, Louise Viljoen van Stellenbosch Universiteit sê dit is aangrypend en die teksverwerking is uitstekend. En haar jong akteurs is fantasties. Leanne van Rooi het vir hulle gevat. So dit is 'n wonderlike ding om te kan doen. Ek dink feeste het die kapasiteit om kreatief met die letterkunde dit te kombineer met produksies en ons nasionale geheue of literêre geheue eintlik uit te bou en soorts. Nie alles werk 100% uit nie. Jy weet, daar's ook maar partymal val 'n ding plat. Dis fyn. Dit is dan maar die normale loop van sake, maar as jy die beste mense bymekaar kry om 'n ding te doen, dan is dit fantasties. Oor die Woordfees het staaltjies met skrywers eindeloos. Ek dink dit is altyd vir skrywers is baie inskikkelik gewoonlik.
die groot skrywers, die groot name, die Andrei P. Brinks ensovoorts. Dis die maklikste skrywers in my ervaring om mee te werk. Geen probleme, geen demands, hulle kom, hulle doen hulle ding, hulle sorg vir volgepakte venues, geen variasies nie. Dit is gewoonlik die debuutskrywers vir klagtes en demands en what have you het. En hulle verdwaai het nog maar gewoonlik gou van die toneel af. So is interessant, ja. Maar ek sal nooit, ek dink dit is altyd maklik vir skrywers nie. Nie almal is met die goue lepel in die mond gebore om op 'n verhoog mense. Jy weet, Brink het gepraat mos in perfekte paragrawe. Jy kan 'n kommapunt hoor in sy stemtoon wanneer hy praat, uit sy kop uit en so. Maar ja, ek sal nooit vergeet hoe hy eendag daar aankom en hy het toen al ouer geraak, natuurlik met Karina aan die sy, en 'n groot ouer fan van hom het na hom toe gesê, "Jere Andrei, maar jy word darem oud, hoor." En hy het homself, hy het hom so gestrip vir die tante se voorbarigheid. Hy het hom met absolute vuur in die oë aangekyk en net aangegaan. Sulke goed gebeur. Ek dink ek het in my uitgewersloopbaan met baie skrywers getravel en getoer ensovoorts. En dit is 'n wonderlike voorreg om op te tree en bekendstellings by te woon, maar dit is harde werk. Ek het met Zelda Legrandsie byvoorbeeld, toe ek vir Penguin Random House gewerk het, met haar Goeiemôre meneer Mandela, het ons deur die land getoer, ons het 100,000 boeke verkoop. Maar dit is nie maklik nie, dit is 'n intense storie, en veral, ek het Pieter Louis Meiburg se boek uitgegee oor Ysmagashula. En Pieter was 'n oud student van my van Stellenbosch Universiteit. Dus ek het hom gaan nader, want ek het geweet, hierdie man het al my klasse gebank en steeds gekom. So hy ken sy storie. En ek hoop hy is hier nie, want hy hou nie meer van daai ou grappie wat ek maak nie. Ons ou mense irriteer die youngsters vreeslik. In elk geval. Maar ons het, jy weet, in Zelda geval moes ons veiligheid vir haar organiseer, veiligheidswagte gehad, jy weet, vir Pieter ook. Die eerste bekendstelling van die Ysmagashule boek, sy tweede boek, was Gangsterstryd, is ek nou, ja. En het was in Sandton gewees, in Johannesburg. En die EFF het Ysmagashula, nie die EFF nie, Ysmagashule het 'n klomp fans gestuur uit Bloemfontein, hulle het busse opgedaag. En om die storie te ontwrig. En dit was ontstemmend. Ek dink ek het die uitgewersbedryf grootliks as gevolg van angs na daai ding verlaat. En almal was stil, die plek was vol, die snacks is baie vinnig verorber, die wyn het gevloei. En net toe die gesprek was seker vir 3 minute aan die gang nadat ek die sprekers voorgestel het. En toe bars daar oproer los. Jy het net uitgeskeurde boekeblaaie sien vlieg in die lug. Dit was baie traumaties. So, in die Engelse omgewing, ek het boeke bekend gestel van skrywers. Ons eie stupidheid, jy het nie besef hierdie ou het iewers iets aangejaag. En daar's mense wat kwaad vir hom is. Jy weet, met mense met plakate wat langs jou staan hier op die verhoog en betoog. So dis 'n baie interessante, wonderlike, interessante ervaring met skrywers. En so, Woordfees, fantasties. Ek bedoel, die Woordfees is gebou op die idee van die boek as die woord, ensovoort. So, ja, ek gaan nou nie verder julle tyd opmors met sulke maar die Woordfees het begin met 'n deernag poësie voorlese. Ja. By die woord begin. Ja. En ja, Nag van Passie. En het woordfeeste oor see, Wordfests, is 'n algemene ding. En Gramstad se fees het 'n Wordfest gehad, lank voor die Woordfees een gehad het. Ek was toevallig as 'n jong onderwyser op Gramstad, dat ek help reël in die ding. 3 mense of 18 mense, Annelie Botha het 18 mense getrek.
iemand het een mens getrek en so, maar dit was ek kon my tande slyp in die bedryf sonder 'n sent betaling ensovoorts. Maar wonderlik. Ek is dankbaar. Dis lekker. Dis hoekom ek nog hier is. Nou is dit gelukkig Theo Kemp se verantwoordelikheid om die dinge hier te doen en die Jacques Gerwel Stichting. Dankie vir julle. Dankie. Theo, op daai noot sê ons ook sommer vir jou dankie hierso van die verhoog af vir al die wonderlike werk wat julle doen en natuurlik die geleentheid dat ons vandag en oor hierdie fees kan kom praat oor wat vir mense lekker is, maar ook goed wat uitdagend is, want dit is ook nodig dat ons daaroor moet gesels. So baie dankie daarvoor. Alma, wat is die betrokkenheid van boekwinkels by feeste en hoekom is Exclusive Books by kunstefeeste betrokke? Ek vra lekker hoëgraad vrae, nee. Ja. Weet jy, toe ek daaroor dink, toe dink ek, die rede is dat presies wat hier op my hemp staan, boeke vir lees, stories vir almal. Dit bring mense bymekaar. En toe begin ek dink aan elke jaar het ons 'n slagspreuk vir ons Afrikaanse feeste en een jaar was dit gewees waar wêrelde ontmoet. En dit is daai paar woorde is eintlik so wyd. Jy bring skrywers bymekaar, jy bring mense bymekaar, jy bring woorde bymekaar. Hoeveel akteurs het nie al boeke uitgegee nie? Hoeveel sangers het nie al boeke uitgegee nie. En so kan ons aangaan. So dit is nie net die ou wat skryf nie, dit is die ou wat sing, is die ou wat toneel speel. Dit is soveel wêrelde wat bymekaar kom. Dis soveel interessante mense wat 'n mens ontmoet. Ek is mal oor feeste. Dus kom ek by hulle almal werk. Dit is vir my heerlik om net al hierdie mense te ontmoet en dit verbreed my horisonne ook. So kom ek hier uit die kantoor uit. Ag, en is ook net sommer lekker. Is baie Want die lekker. ATKV sê kom ontdek 'n nuwe wêreld, want dit is wat boeke doen. Ja. Hy maak jou wêreld net soveel groter. Nita, ons gaan nou afsluit met 'n vraagie aan jou en dan gaan ons 'n geleentheid gee vir die gehoor as jy kommentaar het of 'n vraag het, kan jy vir enige van hulle 3 vra wat op julle hart is. Daar's gewoonlik 'n reeks boekgesprekke wat saam met die boekwinkels onder die vaandel van die ATKV Boekeoase plaasvind. Vertel ons 'n bietjie meer en ook watter rol die handelaar soos Exclusive Books by die fees speel en meer spesifiek die ATKV se Boekeoase. Dis vir ons belangrik om skrywers en diskurs gespreksreeks saam met die boeke te hê, soos ek aan die begin gesê het. En ons werk van die begin af saam met Exclusive Books. Hier en daar saam met iemand anders, maar Exclusive Books, ons het 'n lekker werksverhouding met hulle, jy weet. So, hulle ken die ding. Dis groot werk. Dis baie groot werk om 'n boekwinkel by fees op te sit. So, hulle kyk na al die onderwerpe wat daar is, hulle kyk na die teaterproduksies, die volledige feesprogram en enige iets wat te maak het met ander items op 'n program se boeke word gekry. So as daar enige boeke is, dan is dit in die boekwinkel te kry. En 'n ander ding wat ek ook wil sê is dat taal, dit gaan ook oor taal. Want as jy nou wil lekker kry oor wat in jou taal gebeur, dan kom jy na 'n kunstefees toe. Want hy manifesteer op soveel verskillende maniere. Jy weet, verskillende gebruike van Afrikaans, verskillende variante van Afrikaans. Ja, net die hele storie van stories. En ook om daai direkte skakel het tussen 'n ou wat die boek koop en 'n ou wat gaan praat oor die boek. Daar's soveel meer as jy gaan sit en jy kry mense om 'n ding uit te pak
en net so 'n bietjie analities na goed te kyk, jy weet, so die twee hoort by mekaar, die skrywersgesprekke en die boeke. Mense is nuuskierig. Mense is nuuskierig en jong mense hou van 'n fees. Ek dink die ding, getalle gaan op. Die feeste word beter en beter bygewoon. Ek dink dit is 'n wederwysige ding van die fees ken sy feesganger en leer sy feesganger ken, maar daar's ook 'n ontwikkeling wat gebeur. Jy bereik nuwe feesgangers deur kinderprogramme, deur wat met kinderboeke gebeur. En die blootstelling daar in hierdie program wat julle nou volgende week het. Dis ons toekomstige feestegangers. Dis die ouens wat in komende jare in teaters gaan sit. Jy moet teaterontwikkeling doen om die ding volhoude. Jy kan nie net ouer mense by feeste nie. So die programaanbod van feeste is ook heerlik divers in terme van ouderdomme. Daar moet iets vir alle ouderdomme wees. Ook in jou boekwinkel. Daar's altyd kinderboeke ook. Ja. Ja, dis fantasties. Ek hoop julle voel nou 'n bietjie beter oor hoekom boeke en feeste pasmaats is. Dit was baie lekker om met julle drie te gesels en ek wil tog die gehoor aanmoedig. Die boekwinkel is aan julle regterkant. Gaan ondersteun ons skrywers. Julle kan ook bietjie gaan loer daar op die kinderboekrak. Dalk sien julle iemand se naam van boekies wat daar op die rakkie is wat julle ken. En kyk so 'n bietjie of julle iemand se naam herken daar. Lekker lag almal nou. Ek wil graag die vloer oopstel. As daar enige kommentaar of vrae is, dan is daar nou vir iemand 'n geleentheid. Voorsitter en genote wat daar sit. Boeke en feeste. Ek het vanoggend nou die voorreg gehad. Kom ek sê eers. Ek het nou 2 boeke van Zelda Lagrange gelees al. Goeiemôre meneer Mandela en sy nuutste boek. En toe ek nou daar sit en lees en al die ervarings wat sy het deurgemaak het, die onsekerheid en die sleg gevoel en sleg sê van mense en haar. Het ek gedink op 'n stadium, ek wonder hoekom meneer Mandela vir haar gekies het. En ek wonder hoe sy daaroor voel. Vanoggend kon ek dit vir haar spesifiek vra. By die fees. As ek toe ek die boeke nou lees, het ek nou nog 'n klomp goede gewonder oor haar as mens. Want dit is 'n wit mens nou wat hier met die swart president werk. Dit mos 'n issue vir ons. Meneer Mandela kon 'n klomp swart girls gekies het. Of swart anties. Om dieselfde se rol te speel. Hy kies vir haar. En vanoggend kon ek vir haar vra, wat dink jy? Hoekom het hy jou gekies? En hoe voel jy daaroor? So feeste en boeke kom by mekaar uit. Absoluut. Dis my storie. Dis lekker om dit te hoor. Dankie vir jou ondersteuning van Zelda. Ek onthou toe ons daardie boek gemaak het. Die boek het tegelyk in Engeland deur Penguin in Engeland voor dit nou met Random House saamgesmelt het verskyn. En ons moes hom binne jy het ten minste 6 maande nodig om 'n boek te maak sonder om 'n senuwee in ineenstorting te kry. En ons het daardie boek vertaal in Afrikaans, geredigeer, gelaat proeflees en alles het binne 2 maande gebeur. So, ek moet eerlik sê, en elke keer as ek vir Zelda sien, dan bloos ek en oor enkele drukfoute wat nog na die 3de druk steeds agtergebly. Ek is baie skaam daaroor, maar dit was net onmoontlik. En tussenin is daar lawyers, die ou wat Harrods gehad het, wat sy naam is, onlangs Alfayet wou so, dan moes ons daar uit Engeland dat hulle weet nee, hierdie teks moet verwyder word, dan tel ons goed op hier in die Afrikaanse teks terwyl ons vertaal en ons moet vir die Engelse laat weet, nee, daai is nie reg nie. Dit gaan nie werk in die boek nie en dan moet hulle daai kant vertaal.
Dit was my eerste jaar in die uitgewersbedryf. Ek was in die diep kant ingegooi, maar wat 'n wonderlike voorreg. En om saam met iemand so Zelda te kan werk. Ek verstaan hoekom Madiba haar gekies het. Ek is bevooroordeel, maar sy is 'n wonderlike mens en 'n fantastiese mens. Net 'n gewone mens met foute en so. Kyk, sy het seker vanoggend gepraat oor die keer wat sy so die SMS die wêreld ingestuur het sy? Ja, ek het 'n naweek saam met haar iewers deurgebring waar sy vreeslik gewonde gelek het oor die fout wat sy gemaak het in 'n boek gelees het, How to Deal with Shame. Wonderlik. Ag, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek besef nou ek het nie die tweede helfte van jou vraag geantwoord nie. Die boekwinkel, ons werk met alle uitgewers. So dis nie net spesifieke uitgewers nie. Alle uitgewers se boeke kan 'n mens in die boekwinkels kry. Dis vir ons belangrik, ja. Dankie Nita, daar's nog 'n vraag. Ek het 'n vraag. Gaan verwelkingslied gepubliseer word, Meld? Dis reeds as e-boek beskikbaar. Ek sien maar gaan ons 'n fisiese druk kry. Dit sal jy vir die uitgewer NB uitgewers moet vra. Ek twyfel. Ek weet nie. Nelike? Nee, dit is 'n e-boek. Dit is 'n duur exercise. Ja, nee, seker. En ja, is Baie reg. dankie. En dan wil ek net 'n laaste aanmerking maak. Sy hart het nooit versag teenoor Stellenbosch nie, hoor. Is dit? Nee. Okay. Ek hoor wel Boklied kan dalk weer daar opgevoer word. Hy het vir my gesê ja nee. Wat kyk, hy het geweier om enigiets met Stellenbosch of die Woordfees te doen te hê, maar hy het wel daarso opgedaag en dinge kom check en ondersteun sy vriende en so. Maar ek het hom gevra, nou maar is jy nou nie meer kwaad vir Stellenbosch nie, want ek verneem of hy het vir my gesê hy het nou maar vir hulle toestemming gegee om as hulle nou weer Boklied wil opvoer op te voer. So dit is hoekom ek gedink het sy hart so 'n bietjie versag, maar natuurlik nie met die instelling nie. Ja, so. Kan ek gou inchip en iets sê? Ek dink van die interessantste boeke en leesstof sal wees as die uitgewers begin skryf oor die skrywers en hulle stories. Daar's nou vir jou interessante stories. Ja, ek dink hy's nou speel op Afpop se stoep nie, hè? Daar agter is nog 'n vraag. Hi, goeiedag. Ek wil eers sê baie dankie vir hierdie geleentheid. My hart blom glad van binne. Het is baie selde wat mense hierdie geleenthede kry en ek het pas in Piniel by die Attica fees ook bywoon waar Johnny, hy is 'n aanbieder op Kyknet en hy het sy boeke daar bekendstel en hy was ook daar. En dit is vir my, dit is baie belangrik om die persone wat ook die boeke het, soos vroeër het u gesê van Nana en Titi, wie se boeke so goed hier verkoop het, is al baie lieflik geweest om vir hulle ook hier te gee het, want soms wil die mense ook, soos daar die meneer voorgesê het, you want to have that interaction with the person behind the book though, you know. En ek wil ook weet, stel julle miskien dalk belang om werkswinkels te doen vir jeugde, vir die youth, omdat daar's baie van hulle wat nie eens weet hoe om 'n boek te begin nie, maar hulle wil dit doen. Waar begin jy? Na wie draai jy toe? Ek is besig om die heel eerste Cape Winelands fees te doen later in die jaar en ek sal om met julle te gesels en baie dankie vir julle as die paneel. Julle inspireer my actually. Baie dankie vir die kompliment. Die Attica fees self bied natuurlik verskeie skryfwerkswinkels aan, kreatiewe skryfwerkswinkels. Daar's ook 'n skryfskool by NWU
En meneer kan maar gerus bietjie kyk op die webwerf of bietjie gesels. Hierso is mense in die gehoor wat dalk vir kan antwoord. Meneer Gerry Lemmer, ons bestuurder, hy sit daar so daar in die derde ry van agteraf as ek reg is. So daar's 'n geleentheid om nou sommer die regte McCoy te kry en te vra nie, hoef jy nou nog deur die lyne te gaan nie, so jy kan so 'n bietjie gesels daar. Ek dink jy verwys na die Adam Small fees in Pinjal waar jy vir Johnny gesien het. Ja, nee, dit is fantasties. Baie dankie. Ek dink hiervoor was nog 'n hand. Okay. Ek dink ons as daar nie ander vrae of kommentaar Daar's is nog 'n nie. vraag agter. Okay, so dan gaan ons daai hierso enetjie en sluit hanteer. af daar. Okay. Goeiemiddag almal. My naam is Paulwin. Ek het iets wat ek wil sê en dan ook iets wat ek wil vra. Dit is ek stap nou, ek was bevoorreg nou om die vorige sessie hier by te woon saam met professor Jonathan Jansen. En hy praat van kunsmatige intelligensie en Suid-Afrika is 'n bietjie in gevaar met dit van oorsee. Hy was 'n paar weke gelede in oorsee en het al reeds gesien hulle is op dreef daar met die opvoeding en alles. En dit laat my dink aan die jeug ook wat deesdae baie hierdie tool gebruik, ChatGPT of wat ook hulle dit noem. Maar ek is nou nie hier om te kritiseer nie, maar ek stap nou daar agterin. Maar ek vra vir myself, waar is die kinderboekies? Of was hulle nie genooi na hierdie gedeelte van die program vir die Suidoosterfees? Ek hoor daar was 6000 wat ook al verlede jaar of wat ook al. En dit was iets vir my nou bekommerd om aan te stap en net sien daar is baie kinderboekies aan. Ek kan nou nie elke boek gaan kyk nie. Kom ek sê hoekom ek dit sê. Ek het begin lees omdat ek my ouers sien lees het, reg? En dit is miskien een van die probleme wat ons het. 81% van die kinders kan nie lees nie, met begrip nie. Miskien is omdat hulle ook nie self 'n bietjie kan skryf nie. So die tweede ding wat ek wil nou sê is ek wil net hê julle siening op daai 'n projek wat ek wil graag toepas. En ek het al reeds ook 3 boekies geskryf, 3 kinderboekies en 1 wiskundegids. Nou, wat ek opgelet het, dit vat baie lank vir maatskappye om 'n boek gepubliseer te kry. Maar wat ek opgelet het, as iemand in oorsee dit doen en hy wil sy boekie graag hier kry, dan is dit binne 'n maand of wat ook al, maar ek moet 4 maande of maar ek moet 6 maande wag. Nee, ek weet nie of julle my volg nou nie. Ek praat nou baie vrae wat ek hier het. So hierdie is 'n projek wat ek wil graag julle siening daarop hê. Ek sê nou net baie kinders lees nie is met begrip nie, is omdat hulle nie miskien hulle selfskrywers is nie. Miskien moet hulle skryf. Want wat ek opgelet het by die boekfeeste, ek was al genooi na 'n hele paar boekfeeste, daar is nie baie kinders daar nie. En ek weet daar's baie skrywers wat klein kinders wat skryf, boeke skryf. So wat die projek wat ek het, kinders wil graag skryf, maar hulle sien nie ander kinders skryf nie. En dis hoekom ek gesê het, ek het gesien, my ouers het gelees, ek het geskryf, want ek het gesien ander kinders, ander mense skryf. My ouderdom, ek is 'n millennial. So die projek is, ek gaan na 'n minderbevoorregte gemeenskap, en dan gaan ek 'n paar kindertjies leer skryf, reg? En sodra hulle skryf, en dan kan hulle by hulle vriende brag, ek het iets geskryf, en dan gaan hulle vriende begin lees. Wat het Johnny geskryf? Wat het Sari geskryf in hierdie boek? En dan gaan ook 'n illustreerder is. En die illustreerder is ook 'n klein kind. En hy gaan teken vir die teks wat iemand anders geskryf het. So nou gaan hy spog en hy gaan sê, ek het hierdie mannetjie geteken, kyk in die boek. En nou gaan hy sy vriende sê. En nou gaan sy vriende ook begin lees. En sodra daai boekie nou as daar 10 is, wat ek nou opgelei het, ek maak byvoorbeeld 10 stories, en dan gaan daai 10 nou vir hulle ouers sê. En dan gaan daar ook miskien 'n klein inkomste is vir daai kindertjies wat minderbevoorreg daar kom. So dit is maar net 'n gedagte wat ek het en ek wil graag hê julle siening daar. Baie dankie. Ek gaan vinnig vir jou, miskien net van my kant af antwoord. Ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief. Ek dink dat kinders leer deur die voorbeeld van groot mense. Dit is presies reg soos wat jy sê. En dat lees is natuurlik aangeleerde gedrag. Iemand moet wys dat dit belangrik is. So ons moet dit voordoen sodat die kind dit agterna kan doen.
So ek dink dit is baie goed dat jy dit begin doen om kinders aan te moedig. Maar ek dink ook wat Meld vroeër genoem het, dat die kinders wat nou hierdie klomp kinders, duisende kinders wat kom na 'n fees toe en ook volwasse skrywers sien. Dit is baie goed dat hulle kan sien, maar dis eintlik gewone mense. Dis nie eintlik iemand wat ver van jou af is nie. Dis eintlik iemand wat dalk lyk die persoon soos jy en jy kan identifiseer, maar jy kan ook is ook belangrik dat 'n kind moet kan identifiseer met die storie. En dat ons lekker leesstories skryf sodat ons kinders kan verlei om te lees. Dit is eintlik want hoe vroeër ons hulle kan vang, hoe beter eintlik. En ek glo as 'n kind dan kan lees en 'n storie geniet, dan begin daai droom ook, maar miskien kan ek ook dalk 'n storie skryf want jy leef jou so in die storie. So ek dink dit is ongelooflik fantasties wat jy doen. So gaan voort daarmee. Ek weet nie of een van julle ietsie wil byvoeg nie. Nee, ek is beïndruk met jou entoesiasme, maar ek dink daar's 'n paar flaws in jou konsep. Jy gaan nie kinders leer lees deur te skryf nie. Hulle moet eers leer om te lees voor hulle kan skryf. Daar klink dit vir my 'n bietjie deurmekaar. Ek hoop jy's 'n onderwyser. Dis die skool, die onderwysers moet elkaar inspireer om te lees. Elke kind wat uit 'n klaskamer ideaal gesproke. So ons moet ons onderwysstelsel regkry. Ek is glad nie bang vir KI of kunsmatige intelligensie nie. En baie mense stem nie met my saam nie. Ek omarm dit. Ek dink dit gaan ons lewens maklik maak. Dit gaan baie ou taal issues en kwessies. Veral mense wat voel, Afrikaans as akademiese taal word afgeskeep ensovoorts. KI gaan vir ons baie dinge oplos. En baie mense se angste besweer as dit tyd nodig dat ontwikkel. Ek is mal oor ChatGPT. Aanvanklik het ek gedink nee, GPT. Sien, ek verdwaal. Of GPS. So GPT. So nee, ek is baie opgewonde oor die toekoms en KI en veral vir Afrikaans, maar later meer daaroor. Ek dink daar's nog 'n laaste vraag, Theo. Dan moet ons klaar Dan gaan ons nou met afsluit, anders gaan Theo vir ons uitgooi. Baie dankie. U het my vraag beantwoord, nee? 'n bietjie daarvan. Jare terug het ek 'n leesprogram begin. Daar was 'n skool in Mitchells Plain wat 70% van die skool kon glad nie gelees het nie. En ek het begin te werk met daardie kinders. En voor dit was ek op universiteit. En ek het 'n konferensie bygewoon hoe kinders lees leer lees deur experiential learning. En toe het ek die metode uitgevoer by die skool. En ek dink na 5 jaar het die skool se leesvlak opgeskiet. Dat die juffrouens kwaad was vir my. Want die ouers wil toe nie skoolgeld betaal nie. Ek stuur my kind na mevrou Beukes. Want die onderwysers weet nie wat om te doen met my kind nie. Later, dieselfde het gebeur met wiskunde. En ek het die kinders, ek het my kamer uitgestal met boeke. En soos hulle leesvlak geklim het ek vir hulle gesê, julle gryp 'n boek, lees 'n boek wat julle kan lees en dan 'n boek wat julle graag wil lees. En hulle het opgestaan
En so aan, hulle het hulle self geleer lees. En as ons nou groep lees doen, die kinders wat vlot kan lees, ek maak vir hulle onderwysers. En hulle help hulle maatjies. En so het dit gebeur. Ons kinders is in die Baie hande van dankie. ons onderwysers en as ons onderwys reg is, hierdie jong man, ek wens jy wil sommer in 'n klaskamer kom, dan het jy die platform, jy het die audience, maak 'n verskil daar, makliker, vinniger, sou ek sê. Ek was vir 15 jaar in onderwys, my lank gevat om daar uit te kom en te ontsnap, maar ek het my diensplig gedoen. Ag, baie dankie Mel, dat ek net wil sê mense ontsnap eintlik nooit. As jy daar is, dan is jy daar. Jy pas dit net toe op ander maniere. Dames en here, baie dankie. Ons het aan die einde gekom van ons gesprek. Ek hoop julle het dit saam met ons geniet en ons hoop daar's nog meer mense soos die mevrou daar agter wat net miskien kan kyk wat kan ons doen in ons eie gemeenskappe om ons kinders bietjie meer te ondersteun en te help. So aan my paneel, baie dankie Elma, baie dankie Nita. Baie dankie Mel, dit was vir my 'n groot voorreg om met julle drie te gesels.